Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Ons is die nuwe generasie wat opstaan in ons land. Ons kreet is Jesus, ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, 'n nuwe generasie. Kom ons gee vir die Here lofoffer, halleluja. Prys die Here. Ons volgende liedjie is Forever. Kom ons klap lekker saam hande. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise with a mighty hand and an outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise.
dat U altyd getrou is. Halleluja. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Kom vorm my, kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom vorm my, kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom vorm my, net soos U wil. Reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Nog een keer. Kom vorm my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom vorm my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Jesus. Ons vat net 'n oomblik en ons raak bewus van sy teenwoordigheid. Ons sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom. Hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, hy het sy lewe kom gee, en hy is hier vir ons. Die koning is hier, die koning
God is op die troon. Ons sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Ons sing halleluja, want die lig het gekom. Ons sing halleluja, daar is lewe dierom uitgekom. Vir jou en my, die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Dank Jesus Christus. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore, hy die bron van liefde leef. Hy die bron van liefde leef. Hy die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het,
Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons Hemelse Vader, vanaand sê ons vir U dankie dat U ons bron is. Ons wil U naam groot maak vanaand. Dankie Jesus. Groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien hoe groot is ons God, naam bo elke naam, naam bo elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God, naam bo elke naam, naam bo elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God.
Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. En ons sing hoe groot is ons God. En almal sal sien. Hoe groot is ons God. Vader, vanaand verklaar ons weet U is groter. U is groter as wat ons is. U is groter as wat hierdie wêreld is. U is groter as wat ons eie gedagtes is. U is groter as enige siekte. U is groter as enige virus. U is groter as enige mense opinie oor ons. U is groter as enige van ons eie verwysingsraamwerke. U is groter as die wêreld rondom ons. U is groter as finansies. U is groter. En vanaand sal ons dit verklaar dat die heelal dit kan hoor. Ons God is groot. En Vader, vanaand is dit my gebed dat U dit in ons harte kom vasmaak, dat U groter is. Terwyl ons musiek rustig aangaan, wil ek hê jy moet vanaand vra vir God, hoe groot is hy vir jou? Want vanaand het ek en jy nodig om te weet, hoe groot is God, hoe klein is ek, en hoe in sy hand is ek en jy vanaand. Hy het jou lief. Of jy dit vanaand glo of nie, hy het jou lief. Hy het nog nooit verander nie, hy het nooit van jou af wegbeweeg nie. Maar hy wag vir jou, want hy is groot. Groter as die foute wat ek en jy maak. Dis ons God. Baie dankie, u kan die sitplekke neem. Vanaand het ek en jy 'n geleentheid. Vanaand het ek en jy 'n geleentheid om 'n keuse te maak oor dit wat nie reg is in ons lewens nie. Of jy nou 'n sonde in jou lewe het wat jy konstant doen en of jy nou, wat ook al dit is. Vanaand het ek en jy 'n keuse om dit wat nie reg is nie reg te maak. Vanaand is ek baie dankbaar, ek is weer terug by my huis. Ek was net een Sondag weg gewees, maar dit het soos 'n ewigheid gevoel. Hierdie is my huis, hierdie is my tuiste. Dis waar ek gemaklik is. Dis waar ek vir die mense lief is, dis waar ek geliefd voel. Hierdie is my huis. Draai gou na die persoon langs jou toe en vra vir hulle, is jy tuis? As jy alleen sit, vra jouself en antwoord jouself. Dit is bietjie vreemd, maar is okay vanaand. Vanaand is die titel van my boodskap, is ek kerk? Ek gaan weer die vraag vra, en ek wil hê jy moet vir jouself vra, wat beteken daai vraag, en wat is jou antwoord op die vraag, is ek kerk? Want jy sien, daar's nie 'n grys area nie, dis of ja, of nee. Daar's nie 'n lou gedeelte nie, God se woord sê, warm of koud. That's it. Daar is niks anders nie. En vanaand wil ek vir jou 'n paar
idees gee, waarin jy kan meet, of is jy kerk of nie. En asseblief, moet nie hierdie punte wat ek vanaand gaan gee gebruik, as jy iemand in die straat sien, sien, hy doen dit nie, hy is nie 'n Christen nie. Hierdie is nie klippe vir die slingervel soos Dawid nie, hierdie is vanaand vir introspeksie. Maar, God se woord sê in die laaste dae moet ons versigtig wees vir hulle wat vir ons leuns kom vertel. Ek het vandag op sosiale media het ek 'n ding gesien wat vir my nogal baie treffend was. Ek sê God se woord is waarheid, moet net nie laat 'n leienaar dit vir jou leer nie. Want die vyand is volop. Die vyand is volop, maar as ek en jy God se woord ken, dan ken ons die waarheid. Amen. Ek gaan weer probeer. Amen. Prys die Here. Ek weet is koud, maar is nie so koud nie. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vra dat jy saam met my sal blaai na Jakobus hoofstuk 2 toe. Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 18 sê die volgende. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Okay. Glo jy vanaand dat ons God is die God van die heelal? Steek op jou hand as jy doen. Okay. Glo jy dat Jesus Christus die seun van God is? Okay. Glo jy dat hy gesterf het, opgestaan het en opgevaar het hemel toe? Prys die Here, is daarom so paar. Ek sien die hande raak al hoe minder. Genade. Okay. Baie geluk, ons glo dieselfde as wat die demone glo. Hulle sidder. Wat doen ek en jy wanneer ons hierdie waarheid gehoor het? Matteus 7, vers 17. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En hier's vers 20, en ek wil hê ons moet vanaand hierdie in ons agterkop hou die heeltyd. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Hoe ken ons 'n boom uit? Aan die vrug wat hy dra. As ek vanaand in 'n polisie-uniform hier voor by julle kom staan het, en ek sê vir julle ek is 'n tandarts, sou julle my geglo het? Dit gaan nie werk nie. As ek vanaand in my kakiebroek en my vellies hier kom staan het en vir julle gesê het ek is 'n pilot, sou julle my geglo het? Ek dink ek kan daai storie bietjie spin, maar julle gaan weet iewers dat daar gaan 'n punt moet kom wat ek bewys dat ek sê wat ek is, nie waar nie. En net so ook is dit met my en met jou in ons geestelike lewe. Is ek kerk? En dan vra ek vanaand vir jou die vraag, is jy kerk? As jy vanaand vir my sê, ja, ek is kerk. Want wat is kerk? Dis nie hierdie gebou nie. Kerk is ook nie mense nie. Kerk is daar waar die gees van God woonagtig in mense is en hulle is gehoorsaam aan hom. Daai was of 'n amen of 'n ouch oomblik. Hoe weet ek of ek kerk is of nie? Hoe weet ek, wat kan ek gebruik as maatstaf om te weet, is ek in lyn met God se woord? Is ek besig om te doen wat ek met my mond verklaar? Want jy sien, dis wat ek deel met die kinders by die jeug ook. Sien, by die jeug is dit maklik. Daar verklaar almal, ek vra vir hulle, glo julle in die Bybel? Ja, pastoor. Glo julle in Jesus? Ja, pastoor. Is julle Christene? Ja, pastoor. Ek sê, kan ek jou skoolchommies gaan vra? Toep, stil. Nou wil ek vanaand vir jou vra. As ek jou kollegas gaan vra, as jy 'n kind van die Here, wat gaan hulle vir my sê? As ek daai kassier daar by Checkers wat jou so kwaad gemaak het, as ek hulle gaan vra, wat gaan hulle vir my sê? As ek daai taxi-drywer gaan vra wat voor jou ingery het, wat gaan hy vir my sê? As ek die ou gaan vra wat jou naam sleg maak, of as jy 'n kind van God, wat gaan hy vir my sê, of sy vir my sê? Wat van die persoon wat jou kinders seer gemaak het? Wat as ek daai persoon gaan vra, is jy 'n kind van God? Wat sal hulle sê? En as jy vanaand vir my sê, yes, hulle sal sê, well done. Well done.
Maar wag, die lewe kom nog. Daar's altyd nog 'n dag van môre. Jy sien 'n ware kind van God. Ek is baie versigtig vir die woord Christen. Baie mense verklaar hulle is Christene, maar gebruik hulle dit net om daai boksie te check op 'n vormpie wat hulle invul. Ek is 'n wedergebore kind van God. Ek staan in kindskap voor die God van die hemel en aarde. In Amos 5 vers 4. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. 'n Ware kind van God soek na God, nie na sonde nie. Dit is die heel eerste ding wat ek en jy gebruik om te kyk oor waar is my eie hart as dit kom by my verhouding met my Vader. Soek ek na God. Is dit wat ek doen vandat ek my oë oopmaak tot ek vanaand my laaste keer of ek nou TikTok gekyk het of Facebook en of ek nou Bybel gelees het of wat ook al, elke asemteug moet ek vir myself vra, is my wese besig om na God te soek? Makliker gesê as gedaan, nie waar nie? Iemand sê amen. Dankie tog. Julle is vanaand verskriklik stil, moet ons die aircons bietjie koeler stel vir julle. 1 Johannes 2, vanaf vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hoe lank is vir ewig? Ek sal nou nie vra wie is die oudste persoon in die kerk vanaand nie, maar wie ook al dit mag wees. Daai persoon se ouderdom is die wegspring van vir ewig. Hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Mense, gaan vra iemand wat nou al 'n harde pad in die lewe gestap het. Geld beteken niks. Geld is soos 'n hamer en 'n saag, dit is 'n tool wat God in ons hande gebruik om ons te help. Geld beteken niks as jou siel besig is om hel toe te gaan nie. Iemand sê amen. Sê harder amen. Geld beteken niks. Dankie Keenan, ek like dit. Mense se aansien beteken niks. As jy kind van God is, dan gaan hierdie wêreld jou haat. As jy 'n kind van God is, dan gaan hulle wat in die wêreld is, alles in hulle vermoë probeer doen om jou onder te kry. Maar wanneer ek die wil van my Vader doen, dan bly ek vir ewig. Dit beteken nie die wêreld maak nie seer nie. Dit beteken nie die wêreld wys vir ons aanloklike dinge nie. Mense, ek huil eerder in 'n BMW as in 'n Volla. Nie waar nie? Dis lekker. En dis lekker om lekker dinge in die lewe te hê. Maar die oomblik as dit veroorsaak dat my siel versondig word, mense, pas op. Hierdie wêreld kan vir my en vir jou niks bied wat ewigheidswaarde het nie. Hê God lief, nie die wêreld en sy dinge nie. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3 is glo die Vader. Enigiets anders as die Vader en sy woord is leuns. Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Die eerste ding wat die vyand gedoen het, sy heel eerste interaksie met mens was met Eva en hy het vir haar 'n leuen vertel. Ag, hoekom eet jy maar nie van die vrug nie, dan sal jy beter wees. Jy sal soos God wees. Nou dink ek vra myself gereeld, wat sou ek gedoen het as ek in Eva se posisie was? Ek sou 10 vir hom gevra het, maar as dit die geval is, hoekom eet jy nie die vrug nie? Want jy sien, partykeer is ons so vasgevang in die wêreld. Ons is so vasgevang in ons omstandighede en oor hoe donker dit is en oor hoe vasgevang ons is, ons dink nie noodwendig altyd reguit nie. Want jy sien,
Wanneer jy in die middel van die oseaan is en jy is besig om te verdrink, dan bid jy nie vir steak en chips nie. Dan bid jy vir iets waarop jy kan dryf, sodat jy net nie verdrink nie. En jy sien die vyand kom partykeer en hy gee vir ons daai leuen wat dit laat lyk, dit hou ons aan die dryf. Ja man, niemand sal agterkom as jy die R50 vat nie, jy het daai brood vanaand nodig. Ja, ag man, dis 'n faktuur, jy kan net so 'n paar rand bysit. Niemand sal weet nie, en dit is binne jou perke so. Ja man, skiep kerk vandag, dis lekker. Jy kan mos in die bed lê en TV kyk. Dis een van die dinge wat COVID van ons kom steel het, is ons geestesfamilietyd saam met mekaar. Want dit het maklik geword om op die TV te kyk en op die selfoon te kyk, hoe ander mense aanbid. Daar bestaan nie so 'n ding so selfoonkerk nie. Dis een van die leuns wat die vyand vir ons kom vertel het. Ja, in 'n noodgeval is dit iets anders. Maar God se woord sê ons moet hierdie nie mis nie. Ons mag nie. Nommer 4. En hier is een van die moeilike dinge. Gehoorsaam God en nie jou eie vlees nie. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n werklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Vers 27. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Die vlees moet gekruisig word. Die liggaam moet gekastei word. Dit beteken asseblief nie, jy moet jouself gaan seermaak nie. Dit beteken, hou jouself in toom. Jy maak die keuse. Want jy sien, ons het altyd hierdie, ja pastoor, het was die duiwel wat my laat sondig het. Nee. Ek sal nooit vergeet nie, in my pa se gemeente in die Noord-Kaap het ons 'n funksie eendag en ons is besig om die tafel so goed op te pak en ons stap op na die saal toe. Julle gaan dit nou nie glo nie. 'n Klomp laities, julle weet hoe stout laities kan wees. Staan en dans hulle op die tafels. Daar's nie musiek van 'n dag oud nie, maar hulle dans en dan het hulle skoolskoene aan en daai tafels is vol swart merke gedans. En die oomblik toe ons instap, toe gaan val hulle plat op die tafels en die een sê dadelik, die duiwel het gesê ons moet dit doen. Nou ja, jy kan nie 'n kind dissiplineer nadat jy gelag het oor so iets nie. Die enigste autoriteit wat die vyand oor die mens het, oor die kind van God het, is temptation. Wat is temptation in Afrikaans? Versoeking. Dit is al wat hy voor my en jou se deur kan kom gooi, is versoeking. Die keuse bly steeds ons sin. Daar is niemand op hierdie aarde wat jou forceer om 'n keuse te maak nie. Ek en jy maak ons eie keuses. Ek gaan nie verantwoording doen vir enige iemand anders se keuses wat hulle maak nie, maar net so ook sal niemand anders verantwoording doen vir die keuses wat ek gemaak het nie. Of dit keuses is wat myself affekteer, of ander mense, ek gaan nog steeds verantwoordelik gehou word vir die keuses wat ek maak. Die volgende een, dien God en nie jouself nie. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Wanneer laas het jy toegelaat dat die Gees van God jou uit jou gemaksone uitvat, sodat jy diensbaar kan wees vir die koninkryk? Mense, dis baie maklik om hier by die kerk vir mense lief te wees. Dis baie maklik om tussen jou familie vir mense om te gee. Hoekom? Want ek is lief vir hulle. Dis maklik om by die jeug vir hulle te leer oor wat om te doen en nie te doen nie.
hoe om te werk met ander mense, hoe jy jouself moet sien. Maar kan ek en jy nog steeds daar dieselfde liefde hê vir iemand wat ons nie ken nie? Wanneer laas het jy toegelaat dat die Gees van God jou gebruik soos wat hy wil? Dit is nie maklik nie. Dit is nie gemaklik nie. Partykeer gaan God jou gebruik op plekke, partykeer gaan hy jou stuur na plekke toe waar jy nie wil wees nie. Ek dink aan die apostel Paulus, daar waar hy op die eiland skipbreek gelei het. Geen mens op hierdie aarde wil skipbreek lei nie. Geen mens nie. Dis nat, dis koud, hulle was honger, dit is siek, hulle het nie geweet waarheen nie, hulle het nie geweet of hulle gaan oorleef nie, maar het hulle self beskikbaar gestel. Partykeer gebruik mense die gesegde van, speel die kaarte wat jy gedeel is. My God werk nie so nie. Die plan wat God vir my lewe het, word uitgespel in sy woord. Of ek gehoorsaam is daaraan of nie, gaan bepaal of hy die res van die plan met my gaan deel. So as jy vanaand hier sit en jy weet nie watter kant toe nie, as jy vanaand hier sit en jy sê vir my, Simeon, ek weet nie wat is God se plan vir my lewe nie, dan wil ek vanaand vir jou sê, raak gehoorsaam aan die woord van God, nou meer as ooit van tevore in jou lewe. Iemand sê amen. As jy nie God se woord gaan volg nie, gaan jou lewe 'n mislukking wees. Ek waarborg dit vandag vir jou. Want die wêreld gaan vir jou wys, elke keer as daar chaos is in jou lewe, dan gaan jy dit self moet probeer uitsorteer. Die verskil is, wanneer ek 'n wedergebore kind van God is, wanneer ek daar op die see is en my skippietjie is besig om onder te gaan, is Jesus by my in daardie skip. En as hy nie in die skip is nie, dan gaan ek hom binnekort sien op die water kom aanloop na my toe. En ek gaan vir hom vra, as dit U is, beveel my om uit te gaan na U toe, en hy gaan met my praat, en ek sal die keuse maak, ek sal uit die skuit uitklim en na my redder toe gaan. Die wêreld het dit nie. Mense het dit nie, want dit is nie geestelik nie. Die vlees se hoop is in die vlees, maar my en jou se hoop is in die gees van God, in sy woord wat hy aan ons openbaar. Die waarheid wat leen en waarheid wat is separate. My Afrikaans is verskriklik vanaand. Skei, dankie tog. Wanneer laas was jy ongemaklik omdat jy gehoorsaam moes gewees het? En dan kom die volgende een, en hierdie is vir wanneer ek en jy in tye van nood is. Hierdie is vir wanneer die wêreld sy rug op my gedraai het. Wanneer broers in opstand kom teen mekaar, wanneer families uit mekaar uitgeskeur word, wanneer my wêreld in flarde is. Dis Habakuk 3, vers 17 en 18. Alhoewel die vrye boom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle wees nie. Vers 18, Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Hoekom is niemand op hulle voete besig om te skree amen nie? Ten spyte van die wêreld sal ek God aanbid. Ten spyte van wat mense vir my sê, sal ek God aanbid. Ten spyte van wat mense van my sê, sal ek God aanbid. Ten spyte van die slegte keuses wat ek gemaak het, sal ek teruggaan en ek sal God aanbid. Iemand sê amen. Aanbidding vra nie of dit met jou goed gaan of nie. Gehoorsaamheid vra nie of is jy in 'n lekker plek op jou lewe of nie. Aanbidding en gehoorsaamheid sê, Here, hier is ek ten spyte van. Hoeveel keer, in hoeveel gemeentes het ons al dit gehad? Pastoor, die aanbidding was nou vandag nie so kwaai gewees nie. Prys die Here, ons aanbid jou nie.
In Bloemfontein was ek by 'n musiek- en kunstskool gewees en een van die eerste goed wat hulle ons geleer het, vir my as musikant, wanneer 'n instrument nie ingestel is nie, ek sal van my kop afraak. Ek sal mal word. Dan laat hulle jou plat op die vloer sit met 'n band voor en hierdie is mense wat internasionaal musiek maak. Hulle is fenomenaal. Dan is daai instrumente so uit. En hulle doen dit as prins. Hulle stel daai instrumente uit, hulle speel almal in verskillende sleutels. Dan sit jy daar en jy luister na hierdie chaos. Dit is absoluut waansinnig. En dan sê daardie pastoor vir jou, hier's vir jou 'n geleentheid om te aanbid. En onmiddellik besef ek, wow, ek het so vasgevang geword in wat mense se idee is van aanbidding. Aanbidding is nie net praise and worship hier by die kerk nie. Aanbidding is wanneer jy in die aand daar in jou bed lê en jy kan nie jou mond oopmaak om te bid nie en jy lê net daar en die trane rol oor jou wange en jy steek net jou hand in die lug op. En jou hart roep uit, Here help. Daar waar die nood so groot is, waar jou behoefte so groot is, waar jy nie meer 'n keuse het nie, waar jy niks meer kan doen nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek juig tot die God van my heil. Ons sing daardie liedjie. Ons sing dit, dis een van die eerste liedjies wat ek geleer ken het in die kerk. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En vanaand wil ek vir jou sê, gebruik hierdie punte as 'n maatstaf. Ek gaan weer vlugtig deur hulle gaan. Soek God, nie sonde nie. Vrees God, nie die mens nie. Hê God lief en nie die wêreld nie. Glo die Vader en nie die leenaar nie. Gehoorsaam God en nie jou eie vlees nie. Dien God, nie jouself nie. Aanbid God, nie jou eie gemak nie. Aanbidding vereis iets van my af. Dis 'n offer, daar moet iets van my af kom. As dit my niks kos nie, wat beteken dit vir my? My aanbidding beteken, ek moet die vlees kruisig. Die eie ek moet niks wees nie. Dit beteken, hier op 'n Sondagoggend waar ek aanbid, of ek nou op hierdie verhoog staan en of ek daar agter staan of ek hier in die middel van die banke sit, wat beteken my aanbidding? Maar belangriker as dit, is jou aanbidding 'n leefstyl. Want jy sien, dit is wat dit is om kerk te wees. Is ek kerk? Dis maklik om daai vraag te antwoord. Is ek gehoorsaam aan die woord van God? As ek nie is nie, dan het ek vanaand die geleentheid om reg te maak wat reg gemaak moet word. En niemand forceer jou om daai keuse te maak nie. As jy nie daardie keuse wil maak nie, dis dit jou keuse. Hierdie liggaam van Christus gaan nie buite die woord van God funksioneer nie. Iemand sê amen. Hierdie liggaam van Christus sal sover dit binne in ons krag is, God aanbid in gees en in waarheid. Ons sal gehoorsaam wees. As jy familie nodig het, kom. As jy hulp nodig het, kom. As jy 'n hand nodig het, as jy 'n skouer nodig het, as jy 'n oor nodig het, kom huis toe. Hier is ons saam kerk. En ek wil vir jou vanaand met dit bemoedig. Wees kerk. Al is daar wat ook al in jou verlede. Elkeen van ons het ons eie storie. Elkeen van ons het ons eie geskiedenis. Maar verander dit van jou geskiedenis en jou storie af. Dan kan jy terug na dit toe wys en sê, kyk waaruit het Jesus my gered. Want jy sien, daar in ons moeilike tye, dis waar ons bediening gekweek word. En dit is in aanbidding waar ons getuienis gekweek word. Want my getuienis kan niks anders te wees as die woord van God nie. En die wêreld gaan jou haat vir dit. Mense gaan jou haat vir dit. Mense gaan jou een kant toe skuif, mense gaan jou weggooi vir dit. Maar soos wat mense jou weggooi, gaan God self jou nader trek aan sy hart, aan sy plan.
Want dit is wie en wat hy is. My God is so groot, hy is so sterk en hy is so magtig. Daar is niks wat my God nie kan doen. So vanaand vra ek vir jou, is jy kerk? Maak die keuse. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse God en Vader, vanaand sê ons vir die dankie, vir die eer en die voorreg wat ons het om in hierdie huis te kan wees. Vader, vanaand bid ek vir elke liewe een wat vanaand besef het of herinner is oor wat moet reg. En Heilige Gees, ek bid dat U ons sal help, dat U vir ons die wysheid sal gee om die regte keuses te maak. Dat U vir ons die onverskrokkenheid sal gee, die boldness om te doen wat gedoen moet word. Vader, vanaand wil ek intree, spesiaal, vir elke liewe man van sy huis. Vir elke een wat staan as koning, priester en profeet van sy huis. En Vader, ek bid dat U hulle sal sterk hou. Ek bid dat U elke man sal sterk hou, dat U sy skouers sal help reguit hou, dat U sy rug sal sterk hou, dat U sy enkels en sy knie standvastig sal hou in U woord. Vader, ek bid dat U hulle liggame sal verkoop. Ek bid dat U vir hulle sal vrede gee ten spyte van die wêreld en omstandighede. Dat sy familie deur hom Jesus kan sien. Vader, so wil ek ook vir elke liewe persoon bid wat in hierdie kerkgebou is vanaand. En Vader, ek vra, soos wat U woord sê ons moet, dat U ons tegemoet sal kom. U weet waar ons nie meer kan, die Heilige Gees, en daarom vanaand vra ek dat U sal oorvat. U weet wat in elke liewe hart aangaan op hierdie oomblik, en Vader, ek bid dat U eerste sal gee vrede wat alle verstand te bowe gaan, en uit daai plek van vrede uit, dat U sal antwoorde gee. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal sien, dat U die naprediker sal wees daarvan. Vader, dat daar waar die woord in vrugbare grond en vrugbare harte geval het, dat dit sal wortels skiet, dat dit sal sterk dra, goeie vrug dra. En Vader, so ook bid ek dat die hand van beskerming en genade oor ons sal wees. Vader, dat wanneer ons weer by mekaar kom, dat ons sal getuig van U goedheid en U grootheid. Ek bid die hand van bewaring oor elke liewe een wat op die pad gaan wees. Ek bid dat U engele rondom elke voertuig sal plaas. Vader, dankie vir wat U vir ons is. Dankie vir wie U vir ons is. Ons hart roep vanaand uit, ons het U lief. Vader, dankie dat U ons seën. Dankie in Jesus naam. Amen. En 'n baie geseënde aand vir elkeen.